Hallo daar. Hier is die tweede van ons aflewering van die Photomat, hoe om dit te doen. So ek gaan nou bladsy 3 doen. Okay. So ek kan nou kies of ek met die vrou hier sit, maar as ek die vrou hier sit, gaan ek die meeste van haar gesig en haar blomme afsny, of ek kan die agterkant gebruik. Ek wil kies om die agterkant te gebruik. Okay. Gewoonlik sny ek mos na my die kortste een eerste. Like so. Goed. Dan gaan ek hom vassit. Dan gaan ek hier doen. Want onthou nou, ek het gesê ons maak toe wat jy eerste sien. So hier gaan ek nou, ek het gedink om, miskien hierdie met die blou hier te sit. So, dit was die ekstra stuk wat ek hier nou afgesny het. So ek gaan dit doen. Dit klink vir my die munisipaliteit is besig om oorkant ons is 'n koppie. Hulle is of jy kan hierdie een doen, nee, aan die ander kant doen. Hulle is besig om lyk my 'n brandpad daar te maak en net nou wou ek weer begin het, maar dit was so hard dat ek liewerste daarteen besluit het. Goed. Nou gaan ek hier doen. Nou gaan ek 'n pers gebruik. Soos julle kan sien, hier is baie pers in. So ek gaan 'n mooi helder pers gebruik. Hier kan nou val alles hier af.
maak net gewoonlik as ek onseker is dan vat ek eers weer 'n liniaal, maar ek dink sover is ek reg. Goed, ek gaan nou net eers gou hier plaas het ek eers gemeet. Ja nee. En druk maar jou kaartstok lekker plat en burnish hom redelik goed want hy is lief om 'n bobbeltjie te maak. Goed. Nou wat ek hier gaan doen is ek wil photo turns opsit. Of ek kan sirkeltjies sny weer. Wat ek wel gedoen het. Ek kan net kyk waar is die pak se embellishments. Terwyl ek het 3 verskillende projekte hier wat ek mee besig is. Okay, daar is dit. Goed. Wat ek dink ek moet doen is ek moet daar een sit, hier een en hier. Hier het ek 2 kaartstok 175 gram by mekaar gesit. En of ek kan dit daar doen. Wat 'n ander closure kan ek nog maak? Nee, ek dink ek moet maar hou by dit wat ek hier wil doen. En ek gaan dit dan nou van die plain kaartstok doen. Ek hom weer terugsit, ek kan hom dalk weer gebruik. En ek gaan dit dan nou plak op my sirkeltjies. Ek wil nou net gou kyk. Ek het aged mahogany uitgehaal want ek wil tou gou kleur, dat ek net gou my tou kry.
Hier trek ek nou die mooiste goue lint uit. Wat in dieselfde laai is. Alhoewel, ek dink ek sal eerder gaan vir die tou. Hierdie is eintlik nie tou nie, dit is hekelgare. Wat ek dan nou gaan dubbel maak. Like so. Wat dink julle? Goed. En ek soek maar die middel, so met die oog. Maar as ek een het, dan weet ek waar om te kyk. Dan het ek mos nou die middel, so ek steek hom net deur. En die derde een doen ek dieselfde mee. Hier het ek nou verskillende braids. Ek dink ek gaan die wit braid gebruik. Vir hierdie braid so oud soos die berge. Dit kom nog van back in the day af. Sien, en hier kom Melanie hulle nou weer. Nou is hier weer 'n geraas. Goed. Ons druk die eerste een deur. Dan bepaal ons plek. Ek maak gewoonlik so, ek druk hom. En dan meeste van die tyd kan ek sien. Maar as ek nie kan sien nie, dan hou ek maar my vinger en ek maak seker hy's daar. Dieselfde met hierdie een. Eintlik so. Goed. En dan die laaste een. So in die middel skat ek hom.
Ek sit my brei deur. Dieselfde hier. My gaatjie is net nie groot genoeg nie. Ons het almal altyd brei. So of jy kan alles ook gebruik. Maar alles werk nie vir my so lekker nie. Goed, daar's hy. Wat ek gewoonlik doen, ek maak so aan die een kant. Trek hom styf. Vat hom om. Daar's hy. Like so. Goed, dan het ons die volgende, kyk ons het nou al so ver gevorder, dan die volgende bladsy is 2 flappe bo en onder en sien, nou begin ek alweer vol maak hierso by my. Maar, nou het ek hierdie gedeelte, dit was die ander gedeelte van die gesig. So hier is my gesiggedeelte gewees en nou het ek hierdie gedeelte. So ek kan hom ook gebruik, maar kan julle sien hoe rek ek die papier? Hy gaan presies werk so aan die horisontaal en ek gaan nog beide kante kan wys. So ek gaan nou eers net my stukkie afsny en dit is eintlik net die res van die gesiggie. Hier en of jy kan die ander kant gebruik wat jy ook al wil hê. Hoekom is ek nou verkeerd? Annemarie. Ok, dis nie 'n train smash nie. So ek ander dinge sit en dink hier. Goed. En sonder dat jy dit besef, maak jy die Engels noem dit uniformity. So jy maak hom, as jy hom oopmaak, laat hy min of meer dieselfde is.
Goed. Nou hierdie een het ek ongelukkig verkeerd gesny. Nou moet ek hom las. Maar ek gaan 'n stukkie van hierdie pers kaartstok insit. Goed. En dan gaan ek hom weer probeer pons. Ek moet seker dit net nou mooi reg gekry, so kom ons hoop. Kry dit weer reg. Ja. Nou is alright. En sonder dat jy dit besef, trek jy die pers deur na jou volgende bladsy toe. Goed, dan lyk hy so. Like so. Nou wil ek, kom ons gaan eers aan. Ek is nie seker wat se closure wil ek hier sit nie. Aan die regterkant, hier het ek nou baie kaartstok nodig, so. Ek gaan jy sien hoe minder besig jou papier is, hoe makliker kan jy begin embellish. Oh, kyk hoe mooi is dit. En dan kan ek nog steeds 4 tags gebruik. Selfs hierdie een. Sien, ek wil nie myself te veel keuses gee nie, want dan dan is ek in die pekel. Goed. Ek gaan nou eers net hierdie breedte sny.
like so. Ai, Anne-Marie. Goed. Nou gaan ek hierdie gedeelte hier sit. So, want ek wil hy moet so lyk. Die blou of jy kan hierdie gedeelte hier sit. Gaan net dis dieselfde, dit gaan net so mooi lyk. So. Dit lyk mooi. Of hierdie een. Jalla, kyk nou net. Oh, ja. Net op hom onnodige pand aan die linkerkant maak nie saak nie. O ja. Oh, dit lyk baie mooi. Goed. Sonder om 2 keer verder te dink, sit ek hom vas. Goed. Nou kan ons hier 'n gedeelte plak wat net hierdie spasie toemaak. Want jy kan fotomats hier sit. So ek gaan nou 'n duim stukkie sny hier so en hom dan net daar plak. Jy sien, kyk hoe skuif hy nou.
like so. En hier weet ek, wil ek weer 'n sirkeltjie opsit. Goed. Nou is ons vereers klaar met daardie kant. Ons het hierdie kant gedoen, so ons is daar klaar en nou gaan ons hier na toe. So, kom ons kyk wat het ons oor. Ek het hierdie gedeelte oor. En ek het hierdie gedeelte oor. So as ek hierdie een gebruik, gaan ek weer met pers inbring. En as ek die een gebruik, gaan ek ook weer met pers inbring. As ek hierdie kant gebruik, ons vat 'n ander papier. Volgende een. Kom ons kyk bietjie na Scrap Collection se papier wat ek hier het. Ok, hierdie is die groen, hierdie is pers. En daar is ook pers en groen. Miskien moet ek gaan vir die groen. Die rede daarvoor is omdat ons so baie pers het, gaan groen dalk die beterste een wees. Ja, ek dink so. Goed. Daar's hy. Kyk, hy trek maar tog die pers deur, maar nie so verskriklik soos die ander een nie. En wat ek hou van Scrap Collection se, hy het niks agter nie. So. Julle, hierdie inkies word verskriklik vinnig droog. En dis ongelukkig baie warm hier waar ek sit. So. Goed. Dis wat ons pocket aanbetref, ons pocket se top. Nou wil ek hier doen. Nou, dit was nog altyd vir my 'n triekie ding om te doen. Ek meet en dan kom hy nooit presies uit soos ek wil hê moet uitkom nie. So wat ek gaan doen is, ek gaan hom merk. Ek wil hierdie gedeelte aan die onderkant hê. Hierdie, die pers. Met die groen. So, ek gaan nou eers meet.
Goed. Jy meet hom presies die grootte van jou pocket, like so. Nee? Dan gaan ek in steede van, onthou nou, hier het ek klaar die 1/8 duim ingereken. So, nou gaan ek hier meet, en dit is dan nou 1,5, so ek gaan hom 1 3/8 maak. Hierdie is 1,5, so ek gaan hom 3 kante 1 3/8 maak, dan kyk ons of ek beter werk, of dit beter werk. Ek hoop so. En 'n 3/8 reg rondom. Ja, dit is 1 3/8 daar. Sien, hier was ek nou amper weer verkeerd. En dan was ek nou weer uit. So kom ons kyk. Goed. Sien, partykeer kry ek dit reg, ander kere sukkel ek my dood. Ek is gelukkig. Like so. Maar ek is nie tevrede hier nie. Hier lyk hy vir my. Nee. Ek gaan hom op daai lyntjie sny wat ek aanvanklik gehad het. Dit was 1 en 'n kwart. Ja, dis reg. Dit moet 1 en 'n kwart wees. Ja, daar is hy. Goed.
Gee vir my bietjie wiggle spasie as ek verkeerd is met die naadgom. En daar's hy. Ek is tevrede. So, dis al vir nou. Dis waar ek gaan eindig. As ons sal eers dan nou Dinsdag aand aangaan met die res. So, julle moet 'n geseënde dag hê. En ek hoop dit help 'n bietjie. Mooi bly. Bye bye.